die verskil tussen konservatief wees en woke wees. In die woke wêreld, jy sien iets wat jou pla en jy storm in en jy skop alles uitmekaar uit en jy sê dit kan nie so aangaan nie. In die konservatiewe wêreld, wanneer jy verandering wil bring, sal jy dit altyd doen met 'n ingesteldheid dat jy kyk na die geheel. Jy kyk wat is goed met wat jy op die oomblik het en jy kyk hoe jy dit wat goed is nog beter kan maak. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Felice Spies, die Vryheidsfront Plus se kandidaat wat hoop om Tshwane se volgende burgemeester te word. Dankie dat jy tyd ingeruim het om vandag land en sand met ons hier op RSG te gesels. Dankie Pieter, dis 'n voorreg en dankie dat jy kom kuier hier by ons in Groentloof. Dis lekker hier in Pretoria. Willie, kom ons val sommer weg met jou kandidatuur. Jy was amper twee dekades, as ek dit reg het, nie in die aktiewe politiek of die partypolitiek betrokke nie. Hoekom het jy besluit om terug te keer en was dit 'n maklike besluit? Ja, dis interessant Pieter. Ek dink die besluit om uit die politiek uit te gaan 16 jaar gelede was vir my 'n moeiliker besluit as om terug te gaan. En dit sê dalk ietsie van wie ek is. Ek dink die partypolitiek, ongelukkig is dit maar 'n bietjie in my bloed. En toe ek 16 jaar gelede weg is, het ek gevoel daar sekere goed wat ek nog nie klaar gemaak het daar nie. En dit was baie interessant in daai tyd ek was nogal goed bevriend met Koos van der Merwe. Hy was die IFP se hoofsweep gewees. Maar ons het van tyd tot tyd in die oggende ontbyt saam geëet daar in die Marksgebou onder die parlement. Die interessante wat hy vir my gesê het toe ons ontbyt eet een oggend na die nuus nou gebreek het dat ek gaan uittreë. Toe sê hy wel, hy was meer as 30 jaar daar. Jy sal onthou, hy is in 1977 vir die eerste keer verkies destyds. Hy is nou al amper 50 jaar terug. Hy is nou 'n jaar of 2 gelede oorlede. Daai tyd was hy nog vir die KP, dink ek. Hy is destyds, hy was destyds as die Nasionale Party se LV, hulle het ons van LV's gepraat, lid van die Volksraad vir die Jeppie kiesafdeling daar in Johannesburg, in die hart van Johannesburg. Van 1977 af en toe kom 1982 in die Nasionale Party skeur en dis die KP en die Nasionale Party. En die eerste verkiesing het toe eers in 1987 gekom. So in 1987 was die KP nie sterk genoeg in Jeppie nie en Koos van der Merwe was 'n redelike ster in die politiek daai tyd gewees. En hy is toe genader, dink ek, deur die Oeverval kiesafdeling. Oeverval kiesafdeling is daar van der Bylpark Vereniging omgewing. En hy het toe daar gaan staan en hy het toe nou namens die KP is hy verkies tot Oeverval se LV. En dit het hy nou gebly tot hier in die vroeë 90's. Toe die KP hom uitgeskop, want Koos, hy het nie verkrampte idees om dit so te stel gehad nie. Koos was 'n pragmatiese ou, wat gesê het, byvoorbeeld, hy het gesê, hy staan baie sterk op Afrikanerskap. Kwessies soos federalisme is vir hom baie belangrik. En op daardie stadium met die KP het 'n baie, ek sou sê, rigiede ingesteldheid gehad teen onderhandeling met die ANC, teen deelname aan die proses om 'n nuwe grondwetlike bedeling te skep. Nou ek kan nou daarvan getuig dat daai tyd in die KP was daar 'n redelike sterk groep van jonger mense veral, maar ook in die ouer geslag wat gesê het, jong, hier's 'n realiteit wat besig is om op ons af te storm. Jy kan nie jou kop heeltyd in die grond indruk nie. Jy moet deel van hierdie onderhandelingsproses raak en vir die Afrikaner gemeenskap 'n politieke bedeling help onderhandel wat so goed as moontlik gaan wees, want hierdie is 'n trein wat op ons afstorm en ons gaan hom nie gestop kry. Ons sal op die trein moet klim en hom probeer stuur in die rigting wat hy moet gaan. Nou ja, ons ken daai geskiedenis. Koos van der Merwe is toe uitgeskop uit die KP uit. Uiteindelik het hy by die IFP beland van Buthelezi. En toe het hy hulle hoofsweep geword van 1994 en ek dink hy het uiteindelik afgetree omtrent in 2014. Ja. 2014 was sy laaste jaar as in die parlement, as dit nie 2019 was nie. Maar ja, op daai stadium 2009 was ek nou pas klaar met my eerste termyn. Ek's pas herkies vir my tweede termyn. En toe kom ek by hierdie kruispunt waar ek nou bepaalde standpunte gehuldig het wat op daai stadium nou nie heeltemal in lyn met die party standpunt was nie.
En dit skep maar altyd spanning. Partykeer as daar spanning is, moet 'n mens nie in 'n geveg instorm en beklei tot die dood nie. Partykeer moet 'n mens net so 'n bietjie wegstaan van die spanning, want deur 'n bietjie weg te staan kry 'n mens meer perspektief en jy kry meer helderheid. So my besluit destyds om uit die politiek uit te gaan was 'n besluit om 'n bietjie weg te staan en 'n bietjie afstand te kry. So in daai selfde tyd het Kali Kriel my genader en gesê AfriForum het pas tot stand gekom. Hulle het op daai stadium so hulle was toe baie trots, hulle het van 5000 lede tot 8000 lede gegroei op daai stadium. So ons het daai tyd gedink dis baie, maar sedertdien het AfriForum meer as 300 000 lede gekry. Hy het my toe genader en gesê hulle wil baie graag dit wat ek by die Vryheidsfront begin doen het deur burgerregte litigasie aan die gang te sit, wil hulle ook in AfriForum voortsit. Nou so dis interessant dat die eerste burgerregte hofsaake wat ek gedoen het was nie vir AfriForum nie, dit was vir die Vryheidsfront. Daar's 'n paar wat nou belangrik is. Pretoria se naam, die feit dat Pretoria se naam nog Pretoria is danksy 'n hofaansoek wat ons in 2007 gebring het en 'n interdik wat ons hier in die Pretoria se Hooggeregshof gekry het teen die verandering van naambordjies rondom die stad. En daai interdik wat daar toegestaan is, staan vandag nog. En later het die politieke besluitnemers eintlik maar half hulle self daarmee versoen dat die oplossing eintlik daarin is dat die munisipaliteit bekend staan as Tshwane, maar die stad Pretoria het Pretoria gebly en dit staan so in die omgangstaal bekend. Die Universiteit van Pretoria het die Universiteit van Pretoria geword en ek het nou die dag kyk ek na die universiteit se nuwe logo. Dis in Afrikaans, Engels en Noord-Sotho, maar al drie verwys na die Universiteit van Pretoria. Ek gaan dis mooi om dit te sien. So dis iets wat deur burgerregte litigasie wat ons destyds binne die Vryheidsfront begin het, afgehandel het. En dan net voor die 2009 verkiesing het ons natuurlik die saak rondom stemreg vir Suid-Afrikaners wat na die buiteland uitgewyk het. Op daai stadium kon 'n persoon wat tronk toe gestuur is, 'n krimineel kon stem. Ook danksy 'n grondwetlike hof uitdaging. Maar is 'n wetgehoorsame Suid-Afrikaner wat vir 'n jaar of 2 in die buiteland gaan werk net om bietjie sy horison te verbreek, sy stemreg is weggeneem. Jy kon nie as jy in die buiteland is stem nie. En ons het dit gaan uitdaag, ook begin hier in die Pretoria se Hooggeregshof met 'n dringende hofaansoek. En omdat dit oor die grondwetlikheid van 'n wet daai tyd gegaan het, het dit dadelik grondwetlike hof toe gegaan. En die grondwetlike hof het letterlik 2 maande voor die 2009 verkiesing besluit dat reëlings getref moet word dat Suid-Afrikaners wat in die buiteland is ook kan stem. En in daai verkiesing het daar so 20,000, amper 20,000 mense in die buiteland toe gestem. Daai syfer het nou al gegroei. Die hoeveelheid wat registreer, ek dink in die 2024 verkiesing was dit hier by die 80,000 wat gaan registreer het om te stem. Uiteindelik het so net meer as 40, amper 50,000 het in die stemweek by die stembus uitgekom. Dit was 'n mooi prentjie om te sien reg oor die wêreld staan Suid-Afrikaners, meeste van hulle Afrikaner mense wat in Nederland bly of in Londen bly of in Australië, Nieu-Seeland, staan hulle letterlik tou by die Suid-Afrikaanse ambassades en hoë kommissarisse om hulle stem te gaan uitbring. Nou die hoeveelheid wat nou stem van mense wat in die buiteland is al genoeg dat dit 1 parlementslid vir watter party hulle ook al voorstem kan oplewer. So dit het wesentlik geraak en dis een van ons eerste geveggies. Maar nou ja, toe sê ek uit en toe het ek politiek bedryf, nie partypolitiek nie, maar politiek in die howe. Lawfare. Dis lawfare. Ek het ons heel eerste saakie by AfriForum was hier in Pretoria, toe die provinsiale owerheid het nie die rekening betaal wat die stad vir hulle gestuur het ten opsigte van skole nie. Al die skole is op die bateregisters van die provinsiale owerheid. Daardie skole moet eienoomsbelasting betaal, maar omdat die eienaar die provinsiale owerheid is, moet die provinsiale owerheid die eienoomsbelasting betaal. Nou die skole in Pretoria word oor die algemeen baie goed bestuur, is ek dink van die wêreld se beste skole is hier in Pretoria. Hulle betaal nou gesê hulle water en ligte rekeninge, want dis waarvoor die skool aanspreeklik is, maar die eienoomsbelasting moet deur die provinsie betaal word, dis nie betaal nie. En toe die stadsraad net met 'n pennestreep besluit om al daai skole se water en ligte af te sny. En dit was ons eerste AfriForum hofaansoek om
die stad te dwing om hierdie skole se krag en water weer terug te gee. Dit was so in September 2009. En daarna die Zimbabwe boere se epiese stryd wat eintlik nog steeds aangaan en wat nog steeds, ons wen nie in die hof, maar ons het nog nie die boere terug op hulle plase nie, en dis wat ons eintlik wil regkry. Maar die stryd duur voort, en dit is wat vir my lekker is om te sien, die klomp mense wat 'n mens leer ken het, wat net eenvoudig besluit, as 'n ding reg is dit reg, en dan hou jy aan stry daarvoor. Jy gee nie op nie. Dit het ek leer ken in hierdie 16 jaar wat ek hierdie goed gedoen het. Daarna Malema, haatspraak en munisipaliteite wat nie presteer nie, die een na die ander saak, en op die oomblik is my firma is nou 'n firma met omtrent 22 mense wat hier werk. Almal van hulle is op 'n manier met burgerregte litigasie besig. AfriForum is nog steeds 'n baie groot kliënt van ons, maar daar is ook ander burgerregte organisasies wat na ons toe uitreik en sê ons wil hierdie of daardie geveg aanpak. En dan het ons gewone klomp kliënte ook wat hulle stryde met die owerhede en met mekaar. Kyk, mense beklei met mekaar net soveel soos hulle met die regering beklei. Bring hulle ook maar hier en so dit bly maar politiek op 'n ander manier. Jy het besluit om uit die politiek te tree. Jy het nou nog gesê Koos van der Merwe het vir jou gesê jy gaan terugkeer. Hy het gesê ek gaan terugkeer. Hy het gesê hy ken hierdie ding. Hy was 30 jaar hier en ek gaan terugkeer. Nou gaan jy nie parlement toe nie. Jy wil nou stadsraad toe gaan en jy wil burgemeester word. Ja. Wat is jou planne as jy nou daar instap en jy word verkies? Ons bespiegel nou. Jy word verkies tot burgemeester en jy stap nou die eerste dag daarin, het sy deel van 'n koalisie of 'n volstrekte meerderheid. Wat is jou eerste ding wat jy sal doen? Die eerste ding hier in Pretoria wat ek dink gedoen moet word is om net daai basiese goed wat nie gebeur nie te laat gebeur. Is baie interessant, Pieter Groenewald het toe hy minister van korrektiewe dienste geword het hy 'n baie eenvoudige ding gedoen. Hy het die hoop leers wat op sy tafel is en wat sy voorgangers net nooit by uitgekom het nie, het hy gevat en deurgewerk van hoek tot kant en afgeteken wat afgeteken moes word. En hy het oornag 'n reuse verandering gebring deur net eenvoudig sy werk te begin doen. So ek dink op die eerste dag moet ek kyk wat se werk is nie gedoen nie, want ek is oortuig daar's baie. As ek kyk na die hoeveelheid onbeantwoorde briewe wat ons na stadsrade toe stuur, wat ons na burgemeesters toe stuur, na munisipale bestuurders toe stuur, is daar geweldig baie werk wat net vasgevat, afgehandel moet word, besluite wat geneem moet word. Belangrike besluite soos as daar 'n groot gebruiker van munisipale dienste is wat nie sy rekening betaal nie, om regstappe te neem, om dit in te vorder. Daai goed gebeur nie. Ek het eerstehands ervaring daarvan dat 'n mens, ons het bure hier in Kloofse gehad wat eenvoudig miljoene rande uitstaande is na die stadsraad toe. En ons pleit by die stadsraad om net in te vorder en vonnis te neem teen die ouens en die gebou op 'n veiling te sit sodat iemand anders hom kan koop en dat daar lewe kan terugkom in 'n gemeenskap wat besig is om te sterf. Daai goed gebeur nie. So my eerste dag op kantoor sal wees om te kyk wat se werk lê daar wat onafgehandel is en ek sal dit takel en afhandel en in die rigting stuur wat ons glo dit gestuur moet word. En wat is die rigting? Ek dink wat die VF+ anders maak, dink ek as enige ander party in Suid-Afrika is die VF+ is 'n gemeenskapsparty. Dis 'n party wat sê dat hierdie reuse kloof wat tussen die staat en die gemeenskappe wat die staat opmaak, daai kloof wat ontstaan het, moet oorbrug word. Ons moet eintlik minder staat en meer gemeenskap raak. Ons moet gemeenskappe bemagtig. Die staat se werk is nie om mense oor die vingers te tik as hulle goeie goed self wil doen nie. Die staat se werk is om dit aan te moedig en om die goed te doen waarby niemand uitkom nie. Want dan het jy gemeenskappe wat geaktiveer is en jy het 'n staat wat die dienste lewer wat gelewer behoort te word. Ek vind al hoe meer in my werk dat die staat en die reguleerders wat deur die staat geskep word, skryf reëls. Hulle is verskriklik lief vir reëls. As hulle dink as die moordsyfer hoog is, dan dink hulle wel as ons nou die minimum vonnis vermeerder van 20 jaar na 30 jaar deur die wette verander, dan gaan die moordsyfer afneem. En dan neem dit nie af nie, want dit is nie die regulasie wat oorgeskryf moet word nie. Dis die werk wat net gedoen moet word. En ek dink dit is my uitgangspunt. Ons moet net eenvoudig begin om die werk wat gedoen moet word te doen. En daar is so baie laafvrugte wat hang om gepluk te word. Daar is so baie
klein oorwinningkies wat behaal kan word. Iets eenvoudig soos om Kerkplein net eenvoudig weer op te ruim en skoon te maak. Iets soos om die sakegemeenskap wat daar besigheid doen te sê, hoorie, organiseer julle self, praat met kultuurorganisasies, skep, maak gebruik van beleidsrigtings wat hier bestaan. Ons het in die stad, het ons byvoorbeeld 'n stelsel wat voorsiening maak vir, hulle praat van CUPs of Community Upliftment Precincts, gemeenskaps- of opheffingsdistrikte of gebiede, waar die beleid bestaan reeds om gemeenskappe te bemagtig, om selfbeheer te vat en dinge skoon te maak, reg te maak, in stand te hou, beter te maak. Maar dit word nie gedoen nie, want wanneer die mense aansoek doen, dan is daar een of ander slim amptenaar wat 110 redes uitdink hoekom dit nie moet gebeur nie. Daai tipe van regulering en oorregulering moet uit die pad uitgevat word en die gemeenskappe moet weer geleentheid kry om te blom. En ek dink deur sterk gemeenskappe te skep, Suid-Afrika is maar 'n gemeenskap van gemeenskappe, en deur 'n klomp sterk gemeenskappe wat lewenskragtig is, wat toekomsgerig dink, wat nie net aan hulle self dink nie, maar wat aan die volgende geslag dink, deur hulle te skep en hulle aan te moedig om te bestaan en nie in hulle pad te staan wanneer hulle iets goeds wil doen nie, maar hulle te help wanneer hulle iets goeds doen, om dit nog beter te doen. Kan 'n mens die stad in betreklik kort tyd omkeer en 'n nuwe kultuur hier skep, wat dinge ten goeie kan verander. Dit was interessant toe jy aangekondig is, jou kandidatuur op daai perskonferensie, toe Corneille Mulder gesê, die VF+ se leier, julle doen iets wat nog nooit tevore gedoen is nie, en dit gaan daaroor dat julle amper 2 burgemeesterskandidaate gaan stel, vir jou en nommer 1 in Grandi Tennyson. Was daar nie bietjie wrywing gewees om Grandi is nou al jare by die stadsraad en hier word jy soos die Engelsman sê amper ingeparachute van die kant af nie? Of? Nee, kyk, dit is 'n algemene ding in die politiek. Helen Zille bly in Kaapstad. Sy het haar beskikbaar gestel nou as burgemeesterskandidaat in Johannesburg. En sy gaan burgemeesterskandidaat in Johannesburg wees. So is daar hope voorbeelde. Ek dink Silje Brink self van die DA hier in Pretoria was 'n parlementslid wat hom toe op 'n stadium beskikbaar gestel het vir die burgemeesterspos in Pretoria en toe geherontplooi is. Dis 'n algemene ding in die politiek. Wat ons wel in die VF+ doen is, en ek dink dit is wat ons ook onderskei van ander partye. Ek het op 'n stadium in 'n onderhoud met Hanlie Retief gesels oor die verskil tussen konservatief wees en woke wees. In die woke wêreld, in die liberale wêreld, woke is eintlik nie liberaal nie. Dis heeltemal van die waar of ander kant toe. Liberaal is nog hanteerbaar, maar woke is hulle is ouens wat die baba altyd met die badwater sal uitgooi. Maar in daai wêreld storm jy sien iets wat jou pla en jy storm in en jy skop alles uitmekaar uit en jy sê dit kan nie so aangaan nie. In die konservatiewe wêreld, wanneer jy verandering wil bring, sal jy dit altyd doen met 'n ingesteldheid dat jy kyk na die geheel. Jy kyk wat is goed met wat jy op die oomblik het en jy kyk hoe jy dit wat goed is nog beter kan maak. So ek dink die strategie wat ons gevolg het hier in Pretoria om te sê, wel, ons kondig nie net 'n nommer 1 kandidaat aan nie, ons kondig 'n nommer 1 en 'n nommer 2 kandidaat aan, is ietsie daarvan. Grandi Tennyson is 'n uitstekende administrateur. Hy het uitstekende werk gedoen hier op die burgemeesterskomitee alreeds, in die tyd wat die VF+ deel van die koalisie in Pretoria was. En hy lei 'n caucus wat uit 17 mense bestaan op die oomblik. Ons hoop is na die verkiesing baie meer. En hy doen dit met onderskeiding. Mens wil dit nie wegvat van hom of van enige ander persoon af nie. En juist daarom het ons, dis nie noodwendig, wel, dit is glad nie 2 burgemeesterskandidaate nie, dis 'n nommer 1 kandidaat en 'n nommer 2 kandidaat, en eintlik 'n duo van 2 mense wat saam hande vat en sê, kom ons werk saam om hierdie waar deur die drif te trek en om hierdie verkiesing aan te pak op 'n manier dat ons veel beter doen as wat ons afsonderlik sou doen. En my ervaring is dat dit baie goed werk, omdat ek is nie 'n beroepspolitikus nie. Ek is 'n prokureur, ek's voltyds in praktyk. Ek sien elke dag voldag kliënte en die politiek bedryf ek gewoonlik na ure en oor naweke en alles wat daarmee gepaard gaan.
Grandi is bevoorreg dat hy op die oomblik 'n stadsraadslid is. Hy is dag tot dag met die stadsraad goed besig en ons vul mekaar ongelooflik goed aan. En ons het eintlik onsself sterker gemaak, nie swakker gemaak deur hierdie resepte volg om te sê hierdie is nie 'n alles of niks situasie nie, dis 'n ding wat ons saam gaan aanpak en saam 'n sukses van gaan maak. Daar's 'n vraag wat ek baie graag vir Helen Zille ook wil vra wat ek nou vir jou gaan vra. As die VF+ nie goed genoeg doen nie en jy weet jy word nou nie burgemeester nie, sal jy tevrede wees om 'n gewone oppositie stadsraadslid te wees of gaan jy terugkom na jou praktyk toe? As 'n mens jouself beskikbaar stel as 'n kandidaat, dan en 'n mens moet onthou die term burgemeesterskandidaat is eintlik maar 'n bietjie van dis iets wat in die volksmond ontstaan het. 'n Mens het 'n politieke party het kandidate vir die verskillende wyke en dan het jy kandidate vir 'n proporsionele lys. En op die proporsionele lys staan daar nêrens hierdie persoon is 'n burgemeesterskandidaat nie. Die proporsionele lys is genommer van nommer 1 tot in Pretoria se geval sal dit tot by 107 wees. As jy jouself beskikbaar stel om verkies te word, en daar's baie voorbeelde in die politiek. Ek dink aan iemand soos Mampela Rampele. Ek dink aan Herman Mashaba. Daar's geweldig baie mense wat hulle self verkiesbaar stel om president van die land te word. En dan doen die party nou nie so wat wonders nie en dan ruk hulle op en dan gaan doen hulle iets anders en hulle stap weg van die hele storie af. Ek dink dit openbare gesindheid wat ek dink eintlik nie goed is nie. As jy jouself diensbaar stel vir 'n gemeenskap, en in my geval is ek nou gelukkig om nommer 1 op hierdie lysie te wees. En as die VF+ goed doen of as die VF+ 'n senior lid van 'n koalisie kan wees en dit beteken nou hoër ampte om dit so te stel, dan is dit wonderlik. Maar as dit nie so is nie, dan sal dit half gewetenloos van my wees om dan net weg te stap en te sê ek los dit. So om jou vraag te antwoord, ek sien kans om 'n gewone raadslid ook te wees. Trouwens, voordat ek genomineer is, het ek gesê my besluit om terug te gaan partypolitiek toe was 'n besluit om weer 'n politieke aktivis te word. As dit beteken ek moet plakate opsit en pamflette uitdeel, dan doen ek dit ook. En nou het ek dit al 'n slaggie gedoen en dis heel lekker. Dis baie anders as prokureurswerk. Dit is 'n ander wêreld om daar op 'n straathoek met 'n groen hempie aan te staan en mense te groet en te hoop hulle waai met al hulle vingers terug. Maar dis 'n ander wêreld, maar is nodig. Dit is deel van hierdie droom wat ons het om gemeenskappe weer nader te bring aan die staat en minder staat en meer gemeenskap te help skep. Om eintlik in die manier hoe ons stad regeer word, hoe ons provinsies regeer word, hoe die land uiteindelik regeer te word, te sien hoe gemeenskappe, gesonde, veerkragtige gemeenskappe met die instellings wat hulle tot stand gebring het, toegelaat word om 'n verskil te maak en dinge in 'n beter rigting te stuur. So, dis alles deel of jy dit nou doen deur pamflette uit te deel en op straathoeke te staan en of jy dit nou gaan doen met 'n ketting om jou nek as burgemeester. Dit maak nie saak nie, as jy jou hand opsteek, dan moet jy ja sê vir die hele pakkie, nie net vir die glans nie. Deel van daai pakkie is nou nie net Pretoria nie, dis ook Mamelodi, Soshanguve, Atteridgeville en so aan, wat nie soort van die tradisionele sake is, hofsaake wat jy aangevat het noodwendig nie. Hoe sien jy daai gemeenskappe? Ja, ek wil van jou verskil oor die sake wat ons aangepak het, die interessante van ons groot bondgenote byvoorbeeld in Guati, wat nou die Parys munisipaliteit is hier in die Vrystaat. Is van ons groot bondgenote is juist die township mense, want hulle kry nog swaarder as wat die voorstedelike mense. Voorstedelike mense het boorgate en hulle het watertanks en hulle het sonkragpanele aangelê. Die township mense is geheel en al uitgelewer aan die totale wanbestuur van daai munisipaliteite. So om daai vraag net vinnig te antwoord, die burgerregte sake wat ek gedoen het namens AfriForum en wat ons firma in die toekoms hoop om nog steeds te doen, is nie net om een gemeenskap te help nie. Elkeen van daai sake het 'n spin-off gehad, om dit so te stel, wat die hele gemeenskap, al die gemeenskappe van 'n bepaalde munisipale gebied gehelp het en waaroor ouens saam met ons fees gevier het oor die uitslae. Wat Mamelodi, Atteridgeville en die areas betref, is ons nogal verstom. Daar's 'n geweldige opbloei in ondersteuning ook vanuit die townships uit vir die VF+. Ons kry mense wat uit die townships kom en sê ons wil graag 'n tak stig, ons wil graag aansluit, ons wil graag 'n kandidaat in hierdie wyke wees.
So waar ons in vorige verkiesings, wel in die 5 jaar gelede in 2021, was daar al voorbeelde waar mense vanuit die townships betrokke geraak het by die VF+ en verkies is. Sien ons nou hier in Pretoria ook. Ons het 'n lewendige tak in Mamelodi op die oomblik. Ons glo ons sal ook in Atteridgeville en Soshanguve en Mabopane en die plekke aan die belangstelling en aan die lede aansoeke wat ons ontvang, waarskynlik ook takke daar kry. En ons gaan moeite doen om mense vanuit daai gemeenskappe in daai gemeenskappe te laat staan ook as kandidaate in 'n behoorlike verkiesingsveld tog reg deur te voer. Want die visie wat ons het, die VF+ is 'n Afrikaner party. Daar's nie twyfel daaroor nie. Die handelsmerk van die VF+ is die Afrikaner handelsmerk. Ek tref baie keer die vergelyking om te sê rugby het ook 'n Afrikaner handelsmerk geword. Al is die rugbyspan al so divers as wat jy kan kry. Tot 'n groot mate is die rugby en die sukses van rugby dra die handelsmerk van Afrikaners. Tot die mate dat toe ek in die parlement was 2007 en ons in 2007 die Wêreldbeker gewen het ou Castro Ngubeni wat daai tyd die Young Communist League se General Secretary was. Ou Castro my gekontak en gesê ek wil vir die Springbokke geluk sê met hulle Wêreldbeker oorwinning, maar ek voel ek moet dit in Afrikaans sê. Kan jy my help om net 'n Afrikaanse gelukwensingsboodskapie vir die Springbokspan te stuur? Nou ons het dit toe nou gedoen en nou Castro het toe nou in Afrikaans vir die Springbokke, want Springbok rugby is ietsie van 'n Afrikaner handelsmerk. Net so is die VF+ ietsie van 'n Afrikaner handelsmerk. Baie van die oom Pieter stemme wat opgaan en sê ons soek vir 'n slagskoon regering, ons soek eerlike regering, ons soek mense wat in die kantoor kom en die hoop leers wat daar lê deurwerk en afhandel en die land 'n bietjie beter maak. Is swart mense wat sê ons wil vir oom Pieter stem want ons wil hierdie Afrikaner handelsmerk weer sien blom in die land. Afrikaners is lief vir Suid-Afrika. Ons is lief vir wat hier tot stand gebring is en ons wil graag sien dat dit werk. Ons wil graag sien dat dit werk ter wille van al die mense wat in die land bly. So die feit dat die Afrikaner handelsmerk van die VF+ 'n Afrikaner handelsmerk is, doen nie afbreek aan die feit dat daai handelsmerk ook vreugde en sukses vir al die gemeenskappe rondom Pretoria kan inhou nie. En ek dink ietsie daarvan is besig om te gebeur. Ek dink toe ek voorberei vir die onderhoud het ek op 'n baie ou nuusberig afgekom waar jy kommentaar gelewer het oor die VF+ se steen wat gegroei het in Soweto. Ek kan nou nie onthou of dit 2009, 2004 was nie. Dit was 2006. Ek dink dit was 'n wijk waar die stemme van 1 stem na 3 stemme toe het ons gesê ons groei met 300% of iets van die. Willie, jy het nou in Guate munisipaliteit genoem Parys en as ek reg verstaan, het jy daar op die oewers van die Vaalrivier by Parys groot geword. Ja, ek is daar gebore in die Vrystaat. Ek het my eerste skooljaar by die Laerskool Hendrik Verwoerd daar in Parys deurgebring. Ek sien die skool se naam is nou Parys Laerskool. Maar 'n wonderlike gemeenskap. Parys is 'n wonderlike dorp. Dink altyd met 'n lekker hart terug aan my kinderdae daar waar ons in die breë strate, die strate is so wyd dat 'n ossewa nog daarin kon draai. En ons het in daai strate gespeel met die leivoortjies wat langs die strate verbygeloop het en Parys is een van daai plekke ook natuurlik met die rooi dam wat daar aan die een kant van die stad is. En 'n leivoorstelsel wat jy die hele dorp se erwe kon hulle tuine nat gelei het uit hierdie leivoortjies wat langs die huise verbygeloop het. Pragtige dorpie. Dit het ongelukkig 'n bietjie tot niet gegaan. Maar 'n wonderlike gemeenskap met wonderlike mense. Was jy daar nou van sub A tot matriek of Nee, ek het my eerste skooljaar daar, soos net my kleuterjare wat ek daar deurgebring het. Ons is my pa het vir die staatsdiens gewerk en hy is toe verplaas, hulle daai tyd sê verplaas met bevordering hier na die hoofkantoor in Pretoria toe en hy het toe die res van sy loopbaan in die staatsdiens het hy hier in Pretoria afgehandel. En dit het beteken dat ek 'n Pretoriaaner geword het. So ek is nou op Januarie die jaar is ek 50 jaar lank 'n Pretoriaaner. Ek het wel 2 jaar diensplig in Gramstad in die Oos-Kaap deurgebring, maar behalwe daarvoor was ek nog net in Pretoria. Willie, en vertel ons 'n bietjie van jou ouers. Jy het nou gesê jou pa was in die staatsdiens, maar was hulle ook baie politiek bewus, jou pa en jou ma? Ja, my ouers het altyd politiek gepraat. Ek dink dis 'n Afrikaner ding. Jy weet, ons
Afrikaner mense het altyd in die politiek belang gestel, het gesels oor wat die regering reg doen, wat die regering verkeerd doen, wel uiteraard het 'n mens, ek het nou in die 70er jare en 80er jare groot geword. Daai tyd was die gebeure in Zimbabwe en Namibië was baie realisties vir ons. Ons het altyd kennis geneem as daar 'n terreuraanval was van een of ander vryheidsvegter wat burgerlikes aanval, het sy in Zimbabwe of in Namibië of hier by ons ook toe dit uitgekring het na Suid-Afrika toe. So mense was deurgaans bewus van wat ons daai tyd as die bedreiging beskou het en mense het heeltyd daaroor gesels en gewonder en planne gemaak en gedink wat is die beste manier om dit te hanteer. So om daai vraag te antwoord, ja, my ouers het baie in die politiek belangstel, my pa en my ma, ek dink my ma was eintlik die vurige een van die twee. En ons het baie politiek gepraat en dit het maar so bietjie met die moedersmelk saamgekom. En het jy susters of broers of so aan? Ek is deel van 'n baie groot gesin. Ek is die jongste van 7 kinders. En ek is die enigste seun van die kinders. My pa het sy loopbaan het so verloop, hy het sy loopbaan begin in Bloemfontein, in Vrystaat, in die Vrystaatse streekkantoor van wat ons nou later as Telkom leer ken het. Hy is toe verplaas na Parys toe om daar te gaan werk en toe uiteindelik na Pretoria na die hoofkantoor toe. Al 6 my susters is in Bloemfontein gebore. En toe word hy verplaas Parys toe en toe hulle daai Vaalrivier se water inkry, toe word ek gebore. Toe kom daar 'n seun. Ek het gereeld vir my pa gesê, pa, kon julle nie net 'n bietjie vroeër van Bloemfontein na Parys toe getrek, dan ek daarom 'n broer of 2 gehad, nou het ek 6 susters en dis swaar. Maar dit was daarom nie swaar nie. Jy sê nou, jy was die enigste seun tussen 'n klomp dogters. Ja. Watter tipe kind was jy? Was jy soort van 'n bedorwe enigste seun, jongste kind? Jy het later prokureur geword, so was jy altyd gehoorsaam en by die reëls en die wet gehou? Ja, ek moet sê ek was 'n soet kind geweest. Ek was nie stout nie. So ek was en dit is 'n sagte wêreld om in groot te word tussen 6 sissies. Mense die tipiese gevegte wat 2 boeties het. Ek sien nou my eie 2 seuns hoe hulle met mekaar stoei en vir mekaar opkuil en te kere gaan. Ek het nie dit gehad nie, weet. Ons het gesels en gepraat in die huis, maar dis nie 'n moeilike lewe nie. Ek het eers met die harde lewe te doen gekry toe ek my diensplig gaan doen het en hier tussen 'n klomp mans in die weermag geweer gekry het en 'n trommel en 'n swaar sak om rond te dra. Toe is ek nou met die werklikheid van die lewe gekonfronteer, maar ja, dit was 'n aangename huis om in groot te word. Ons is 'n liefdevolle familie. My ouers was hulle is albei al oorlede en van my 6 sissies, ek het 2 susters verloor in die COVID tyd. So van die 6 is 4 oor. Maar ons het nog geweldig baie kontak. Ons is baie lief vir mekaar en ons is maar 'n regte groep. Het jy altyd geweet jy wil gaan regtes wat was prokureur word? Was dit deel van jou toekoms vandat jy min of meer kan onthou? Dit klink nou baie erg om dit te sê. Ek het nog altyd van politiek gehou. Mense het gesê nee, maar jy kan nie staatsleer. Hulle daai tyd politieke wetenskappe het hulle staatsleer genoem. Jy kan nie staatsleer gaan swat nie, want wat kan jy doen met staatsleer? So baie mense wat in die politiek belangstel het politieke wetenskappe gaan studeer. Maar daai tyd het ek vir myself die saak uitgemaak. Nee, wat dit lyk vir my as ek so kyk na die ooms wat uiteindelik in die politiek eindig is of predikante. Ek sou nie bysê dis die predikante wat hulle vrouens gelos het nie, want dit was ook 'n ding daai tyd. Maar nee, predikante, prokureurs, mediese dokters hier en daar het nie politiek beland uiteindelik, maar oor die algemeen, die gemene deler is maar mense wat belangstel in hulle gemeenskappe. Ja, ek het toe besef, maar die regte is 'n goeie onderbou vir as mense in die politiek belangstel. So ek het regte gaan studeer omdat ek in politiek belangstel, nie omdat ek in regte belang gestel het nie. En uiteindelik het die twee so lekker in mekaar ingevloei, want die regte is maar die plek, die howe is die plek waar wette wat gemaak word, getoets word. Dis die plek waar wette uitgevoer word. Dit is die regswêreld is die wêreld waarin die politiek en die gemeenskap eintlik by mekaar kom en die twee daai spanningspunt waar dit op die proef gestel word.
En daarom dink ek dit was op die einde baie goeie toerusting. Maar ja, die politiek is maar 'n bietjie in my bloed van kleins af. Het jy toe op tikkies gaan swat? Ek neem aan want jy Ja. sê jy was nooit weg uit Pretoria uit nie. Ja, nee, ek het direk na skool uiteraard die 2 jaar diensplig aangepak en na die diensplig by tikkies ingeskryf. Ek was hier in Sonop Koshuis gewees vir 5 jaar en dit was die 5 gelukkigste jare van my lewe. Dit is ek het gereeld toe ek nou eers met my klerkskap begin hier by 'n prokureursfirma in die stad. As ek gestuur word om leers en goed te gaan aflaai, dan ry ek so met my kar so stadig verby daai koshuis. En dan voel ek of ek lank trane wil huil oor die goeie ou dae wat verby is. Want daai 5 jaar op universiteit was wonderlik, maar ja, by tikkies gestudeer en die koshuis gebly. Maar sedertdien het ek nou 2 seuns wat die oudste een is nou al deur die universiteit, ook deur dieselfde koshuis. Die tweede een is nou 'n tweede jaar hier in die koshuis. Hy studeer nou nie regte nie, hy doen BCom Rek. En dis hulle ervaring ook. Hulle sê hulle studeer nie by die universiteit nie, hulle studeer by die koshuis. Jy leer baie meer daar. Willie, was jy 'n aktiewe student? Was jy aktief by studentepolitiek betrokke en so aan? Ek was eintlik meer by studente kultuuraktiwiteite. Daar was in my studente daar was daar 'n organisasie die Volkswag. Ek weet nie of die naam vir jou bekend klink nie. Dis 'n kultuurorganisasie wat in 1984 gestig is deur Prof Karel Boshoff, wat 'n mens nou die naam sy bekend vind. En die Afrikaner Volkswag het 'n studentevleuel gehad wat as die studentewag bekend gestaan het. So ek was by tikkies was ek die voorsitter van die studentewag se tak gewees daar. Ek het ook 'n bietjie in journalistiek belang gestel, so ek het by die Parabay betrokke geraak, die studentekoerant hier by tikkies. Dit was vir my ongelooflike leersame en goeie ervaring geweest. Die Parabay het my vir die eerste keer in my lewe met journalistiek te maak laat kry. Hulle het gereeld seminare aangebied wat joernaliste van uit Beeld destyds en ander publikasies gekom het. Ons het die Parabay laat druk altyd hier by Pretoria News in Vermelenstraat, deesdae is dit Madiba straat. So daai meganisme om 'n koerant aan mekaar te sit was my verskriklik lekker en ek het dit geweldig baie geniet by die Parabay. En ja, so in my tweede jaar het ek toe nou ook maar as deel van die politiek en die stryde wat daai tyd gevoer het, dit was hier in 1992, het ek self gestaan vir die studenteraadsverkiesing. En is eintlik daarso waar daar toe nog 'n jong man homself verkiesbaar stel met die naam Callie Kriel. En in die betrokke studenteraadsverkiesing van al die ouens aan die konservatiewe kant van die geveg, het ek en Callie Kriel dit gemaak in die verkiesing. Ons was toe 'n jaar saam op die studenteraad en dit was eintlik maar die begin van 'n lewenslange vriendskap, kameraadskap, strydgenootskap wat nog steeds aangaan. Dis interessant dat jy nou die datum noem, want een van my vrae was, ek min of meer uitgewerk, jy word so 21 daar rond te gewees het, 20 of ek dink dalk net 'n week of 2 voor jy 21 geword het F.W. de Klerk die 2 Februarie 1990 toespraak gemaak. Ja. Wat het in daai stadium deur jou kop gegaan as 'n amper iemand wat mondig word? Weet jy wat daai tyd deur my kop gegaan het? Die ontgroening in die koshuis. Ek was die eerste jaar en die ontgroening in daai koshuis was op daai stadium op sy rofste. Maar ons het kennis geneem van niemand in Suid-Afrika het nie kennis geneem van die 2 Februarie 1990 toespraak nie. En ons het so in die koshuiskamers oor koffie as ons nou nabetragting gehou het oor die dag se ontgroening, dan het ons ook nabetragting oor die politiek gehou. En uiteraard het ons besef dinge het onherroepelik verander. Dit is Suid-Afrika gaan nooit weer dieselfde wees nie. Daai trein wat ek net nou gesê het wat begin loop het onstuitbaar begin loop. En ons sal moet begin planne maak oor hoe ons met hierdie nuwe realiteit wat op ons afstorm gaan handel. En ongelukkig het dit baie versplintering gebring, dit het baie radikalisme aan die een kant gebring, onsekerheid bring baie keer radikalisme. En te midde van al hierdie verskillende strominge en goed, het ek myself altyd tuis gevoel by 'n skool van mense wat gesê het, maar ons Afrikanerskap is belangrik, ons bestaan as 'n gemeenskap en ons voortbestaan as 'n gemeenskap en
volk, as jy dit so wil noem, is belangrik. Maar dit help nie om teen die prikkels te skop nie. Ons moet hierdie nuwe bedeling wat op ons afstorm, moet ons bekyk en ons moet onsself posisioneer op 'n manier dat ons onsself sal kan handhaaf binne hierdie nuwe bedeling. Hoe dit presies sou kon gebeur, het ons nie regtig op daai stadium geweet nie, want dit was so totaal nuwe paradigma wat op pad was. Ons het gekom uit 'n paradigma van wit minderheidsregering waarvan die meerderheid Afrikaner mense was, die nasionale party wat 'n Afrikaner party was met konservatiewe waardes eintlik, maar was in bewind gewees. En die staat het gesorg vir die skole, die staat het eintlik vir alles gesorg. Die staat het die kultuurorganisasies aan die gang gehou. Die staat het op 'n manier selfs die vakbondwese op 'n manier gesubsidieer. Meeste van die instellings wat op daai stadium bestaan het, was eintlik maar verlengstukke gewees van die staat. So terwyl ons daai tyd die staat as ons veilige vesting beskou het, het ons nooit besef dat dit is eintlik juis ons swakheid nie. Dat ons het as 'n gemeenskap in die vorige bedeling heeltemal te veel aan die staat toevertrou. Ons het ons skole aan die staat toevertrou. Ons het ons kinders se toekoms aan die staat toevertrou. En dis goed wat jy self eienaarskap van moet noem. Jy moet dit nooit aan die staat oorgee nie. Maar dit het gebeur, en toe die staat, toe ons in 1990 besef, hier gaan 'n proses kom dat hierdie staat wat opgebou is en wat ons vertrou het met alles, met die opvoeding van ons kinders, met ons gesondheidsorgstelsel, met ons veiligheid, met alles, dat dit onder beheer van 'n vreemde gesag gaan kom wat dalk nie dieselfde waardestelsel as ons deel nie, het ons nie regtig geweet wat om daarmee te maak nie. En daarom het ek geweldig baie respek vir iemand soos Flip Buys, wat hier so in daai tyd het hy gewerk as 'n organiseerder, 'n gewone organiseerder by die Mynwerkersunie 1990-91. En hy het 'n bepaalde pad geloop. Uiteindelik in 1997 het hy die hoofsekretaris van die ou Mynwerkersunie geword. Hy het dit omskep in solidariteit. En ek het daai tyd al kontak met hulle gehad, en tot die mate wat ek toen al 'n prokureur was, 'n bietjie prokureurswerk vir hulle begin doen. Maar die een ding wat Flip Buys van die begin af gesê het, is dat ons moet instellings skep om ons as gemeenskap sterk te maak. 'n Gemeenskap raak sterk deur die instellings wat hy skep. En waar ons tot voor 1990 was die staat ons instelling, en ons het gedink deur te stem en die staat oor te neem, het jy alles gedoen wat jy moet doen. Het dit totaal en al verander. Die staat is nou 'n baie klein deeltjie van ons lewens. En ek gaan hard werk om die staat so klein as moontlike deel van ons lewens te maak. Hulle vlerke moet geknip word. Ek wil daar inklim om vir hulle te sê, maak julleself kleiner en maak julleself skaars. Gee die gemeenskap 'n geleentheid om hulle werk te doen en om te groei en om nuwe idees te laat groei en te laat blom en goeie goed tot stand te bring. En die solidariteitbeweging het danksy Flip Buys se werk en sy visie van daai tyd, van die vroeë 90's af, toe ons almal net nie presies geweet het wat gaan ons doen nie, het hy gesê, kom ons begin hierdie pad van bou van instellings en ons maak die gemeenskap wie ons verteenwoordig weer sterk deur sy instellings. Nou ons is nog nie so sterk soos wat ons moet wees nie, ons kan nog baie sterker word, maar ons is baie sterker as wat ons in 1990 was. So Afrikaners vandag, dink ek, is in 'n beter posisie as wat ons in 1990 was. In 1990 was ons totaal en al uitgelewer aan wat president F.W. de Klerk op 2 Februarie 1990 aangekondig het. En toe hy aangekondig het dat hierdie staat uiteindelik oorhandig sal word aan die ANC meerderheid, was die verlies wat vir ons in die vooruitsig was massief. Party mense het dit nie noodwendig besef dat dit, maar ek het dadelik geweet dat dit is wat gaan gebeur. En ek is dankbaar dat ons vroeg begin het om 'n alternatief te bou, dat ons vroeg begin het om instellings te bou, sterker te maak. En in daai opsig, die wetgewing wat ons op die oomblik knel, is nie vriendelike wetgewing nie. Hier is rassewetgewing in die land wat ons van ontslae moet raak. Hier is regulasies oor elke liewe enkele bedryf in die land, is hier regulasies wat heeltemal te streng is, wat die ekonomie
demp en wat inisiatief ontmoedig. Dit moet uit die pad uitkom. Maar dit is ook belangrik dat ons as individue, maar ook as gemeenskappe sterk moet wees en ek dink ons is sterker as wat ons was. Het jy, na jy geswat het en jou klerkskap voltooi het en so aan, het jy toe regswerk gedoen of het jy dadelik politiek toe gegaan? Nee, ek het regswerk gedoen en dis vir my, ek is bly ek kon dit doen en dis nogal 'n leemte wat ek deesdae in die politiek baie raak sien. Ek is vreeslik allergies vir die verskynsel van beroepspolitici. Dis vir my vreeslik belangrik dat mense moet 'n regte werk doen voor jy in die politiek beland. hierdie term van regte werk is dit nie my sê ding nie. In daai tyd wat ek parlementslid was ek hier by die jeugaktiwiteite van die Vryheidsfront op Tikkies betrokke. En op 'n stadium het ons 'n vergadering gehad met Prof Callie Pistorius. Hy was die rektor op daai stadium. En toe Callie Pistorius my sien aankom hier saam met hierdie klomp studente, toe gee hy so 'n sug. En hy sê, Willie, wanneer kry jy nou vir jou regte werk? Nou ek het toe al 'n regte werk gehad. Ek was op daai stadium, was ek toe nou al, wel daai tyd het lank gevoel, ek was toe vir so 7 jaar al 'n prokureur gewees. Sedertdien het ek nou baie meer ervaring as prokureur opgedoen. Maar dit is vir my vreeslik belangrik dat 'n mens nie net moet politiek toe gaan en 'n beroepspolitikus word nie. Ek dink probleme wat in ander partye ontstaan is probleme wat ontstaan as iemand kort na sy skoolloopbaan voltooi is. In sekere gevalle het hulle nog nie eens 'n universiteitsgraad agter hulle name nie. Dan word hulle 'n stadsraadslid en van 'n stadsraadslid 'n wetgewerlid en van daar af 'n parlementslid en dan word hy 'n minister en dan is jy verbaas as jy 'n minister skry wat geen verwysingsraamwerk het en nie verstaan hoe basiese goed werk en basiese goed in mekaar steek nie. Dis nie omdat dit 'n slegte mens is nie, is omdat dit 'n mens is wie se verwysingsraamwerk gevorm is net in hierdie regeringsinstellings, in 'n stadsraad, 'n provinsiale regering en 'n nasionale regering. So dis sy enigste verwysingsraamwerk. As 'n mens bietjie in die privaat sektor gewerk het of in die selfs in die staatsdiens gewerk het, die feit dat jy werk en sien hoe dinge gedoen word op 'n dag-tot-dag basis deur mense wat in die oggende opstaan, werk toe gaan, sy 8 ure werk en terug gaan huis toe, dan bou mense verwysingsraamwerk op wat dit vir jou makliker maak, dink ek, om ook die samelewing te verstaan en om besluite te help neem wat vir die samelewing sin maak. En juist daarom is dit vir my vreeslik belangrik dat ek wil ook deeltydse prokureur bly, selfs al is ek in die politiek. En hoe het jou pad geloop tot in die parlement as LP vir die VF+? My betrokkenheid by die politiek was maar nog altyd. Ek was in my 5de jaar in Sonop, die koshuis waar ek was ek die huisvoorsitter van die koshuis gewees. En dit was in die tyd wat die 1994 verkiesing toe plaasgevind het. En ek was baie bly toe ek sien die Vryheidsfront registreer as 'n politieke party en dat hulle gaan deelneem in die proses, want ek het geglo dit is die pad om te gaan. Neem deel in die proses en gaan maak jouself sterker binne daai nuwe bedeling wat kom. So ek was baie bly toe generaal Constant Viljoen die Vryheidsfront gestig het. En ek het toe gebel en gevra, ek wil vir Pieter Mulder, wat op daai stadium die onderleier was van die Vryheidsfront, ek wil hom nooi om hier met die studente te kom praat hier in ons koshuis. En dit is my eerste kennismaking met die Vryheidsfront, was as 'n 5de jaar, finale jaar student en huisvoorsitter van my koshuis. Ons het by die koshuis so tradisie, elke middagete eet almal saam. En dan van tyd tot tyd nooi jy sprekers en die spreker praat met die mense tydens net na die middagete. En my eerste politieke vergadering wat ek vir die Vryheidsfront gereël het was as student en ek het nou maar so op die kantlyn betrokke gebly. In 1999 was ek op die proporsionele lys baie laag af en die party het toe baie sleg gevaar in die betrokke verkiesing. 2004 het ek heelwat hoër geskuif. Ek was hier op die Gautengse lys toe die nommer 1 kandidaat, of eintlik nommer 2 kandidaat vir die parlement. Jaco Mulder was die nommer 1 kandidaat, maar hy toe hy was ook die nommer 1 kandidaat vir die wetgewer en hy het toe daai posisie opgeneem, wat beteken dat ek toe 'n parlementslid geword het. En dit is maar hoe ek daar beland het, jy weet. Die politiek is 'n snaakse ding. Daar is mense wat gaan sit en hulle
toekoms noukeurig uitwerk en so aan, maar ek sien dit maar as 'n roeping wat op jou pad kom. En ek sien dit as 'n geleentheid wat op jou pad kom, en as dit jou te beurt val om 'n geleentheid te kry om iewers in 'n raad te dien of iewers betrokke te wees, dan moet 'n mens dit doen met 'n verantwoordelikheidsin en weet daai tyd daar is vir jou geleen, en dit is vir jou geleen met een doel voor oë. Jy is daar geplaas om mense te ondersteun en te dien en te verteenwoordig. En jy moet getrou bly aan daai mense wat jy daar gekry het. Jy kan nie hulle in die tande skop of maak of hulle bekommernisse nie vir jou belangrik is nie. En dit is hoe ek maar die politiek benader het nog altyd. En ja, dit is hoe ek dit maar seker in die toekoms ook sal doen. Het jy dit geniet in die parlement? Was dit lekker om 'n LP te wees? Ja, ek het dit geweldig geniet. Dit is interessant, toe ek uitgetree het uit die politiek hierdie 16 jaar, het mense vir my gereeld gesê, jy mis seker nie daai sirkus nie. Nou, dit is partykeer 'n sirkus. Maar wat ek wel gemis het, is die feit dat jy heeltyd skouers skuur met 'n geweldige spektrum van denke en idees en persoonlikhede en mense. En dit is maar wat ons in die samelewing ook moet regkry. Hier in my kantoor het ek 'n geweldige spektrum van mense wat hier saam met my werk. As ek stad toe gaan en ek moet in die aktekantoor iets gaan doen, dan het jy weer hierdie geweldige verskeidenheid van mense met wie jy moet werk. En net so in die parlement is dit nou geweldig geaksensieer, want die ouens het nou nog elkeen 'n badge op sy skouer, of dit nou 'n EFF badge of 'n ANC wapen is, of 'n VF lapelwapen of etiket of 'n DA, wat ook al. Elkeen van daai mense verteenwoordig ietsie van hierdie breë spektrum van verskeidenheid. En dit maak my opgewonde om dit te leer verstaan en te weet wat ek glo moet gebeur, en te kyk hoe 'n mens dit wat jy self sien nodig is en moet gebeur, hoe jy dit kan versoen en kan verkoop aan die mense saam met wie jy werk. Ek was so vir 7 jaar omtrent, of 6 jaar was ek hier op die regspraktisynsraad van die regsprofessie in Gauteng. Nou, die verkiesings vind deesdae volgens vreeslike streng rasse kriteria plaas. Daar mag 2 wit prokureurs en 2 wit mans prokureurs, 1 wit vroue prokureur, en die formule is so van bo tot onder saamgestel. Maar die resultaat daarvan is dan dat jy nou hierdie verskeidenheid mense met uiteenlopende standpunte daar op die raad het. Wat ook gebeur is, die swart kandidate word meestal verkies na aanleiding van veldtogte wat gevoer word deur die 2 swart regslei organisasies, die BLA, die Black Lawyers Association, en NADEL, wat nou die National Democratic Lawyers Association is. En die ouens is gewoonlik polities baie aktivisties. Ons het nou maar betrokke geraak as regspraktisyns wat nou maar net begaan is oor hoe die professie bestuur word. Maar wat ek daar gevind het, is ook presies die vreugde wat ek in die parlement gevind het, om met mense te gesels, te verduidelik waar ons vandaan kom, en bietjie dieper as daai goed wat jy op die oppervlakte sien, te delf en agter te kom daar diep binne is alle mense is maar mense wat begaan is oor hulle kinders en oor hulle welsyn en oor hoe jy die einde van die maand die rekeninge gaan betaal. En mens kry dit reg om daai gemeene delers te vind en daarop te bou, en ook daarmee saam dit wat vir jouself belangrik is in te dra en verstaanbaar te maak vir mense wat dink ons idees is verregaande of regs of rassisties of wat ook al, wat dit nie is nie. So daai dinamika om dit waarin jy glo te versoen met die mense wat eintlik vyandig is daarteenoor, is my vreeslike opwindende dinamika. Die 5 jaar tot die mate wat ek my daarmee besig gehou het, was eintlik baie, baie lekker. En ek sien uit om weer op 'n manier, as dit dan hier op die Tshwane Metro Raad is, weer ietsie daarvan te doen. Wat was vir jou 'n hoogtepunt in daai tyd as LP? Ek dink die 2 groot burgerregte hofsaake wat ek in daai tyd gedryf het namens die VF+, die Pretoria naam hofsaak, ook die feit dat buitelanders, Suid-Afrikaners in die buiteland kon stem, die konstitusionele hofoorwinning daar. Ek dink dit was 2 geweldige hoogtepunte.
nog 'n hoogtepunt, iets wat ek baie vreugde uitgeput het, was op 'n stadium het die adjunk president, dis net nadat Zuma deur 'n bietjie gefire is. Toe het ons 'n adjunk president gehad, sy's nou al bietjie vergeet sedertdien, Phumzile Mlambo Ngcuka. Phumzile was 'n oulike vrou geweest. Sy was die minister van minerale energie geweest toe ek op die minerale energie komitee gedien het. Ek het haar so 'n bietjie daar leer ken. Toe word sy die adjunk president en sy toe tydens vraatyd, daar was van tyd tot tyd is daar vrae aan die president en dan vrae aan die adjunk president. Wat lede net sommer mondelinge vrae uit die heup uit kan skiet en dan moet die president of die adjunk president dit nou antwoord. Ek sien toe daar's 'n vraagie wat gaan oor werkskeping en oor invoer van buitelandse kundigheid en dies meer. Ek het toe opgestaan en gevra sê of sy weet dat hier geweldig baie kundige mense in Suid-Afrika is wat as gevolg van regstellende aksie nie werk kry nie. En sy sê toe nee, sy het dit nie geweet nie, maar as ek vir haar die name bring dan sal sy daarna kyk. Nou ek het die uitdaging toe aanvaar en ons het toe met webwerfmense gepraat en ons het 'n webwerf gebou. Die webwerf se naam was www.satalent.co.za. En ons het letterlik binne 'n baie kort tydsbestek omtrent 'n maand later met die opvolgvrae het ek vir haar 300 name gegee, maar daai name het toe aangegroei tot omtrent so 1500, 1800 CV's van ingenieurs en gekwalifiseerde mense. Hulle vroeë 50's is, hulle werk verloor het, maar nog steeds kundigheid het en sê ons is bereid om dit vir die staat aan te bied en as ons net die geleentheid sal kry. En daar het ek nogal respek gekry vir Phumzile Mlambo Ngcuka, want wat ek toe aanvanklik as 'n tipe van 'n lokval vir haar bedoel het sy die uitdaging aanvaar. 'n Maand later het ek vir haar die eerste 300 CV's gegee. Ek het dit later opgevolg met die volledige databasis, maar daar het 'n hele beweging rondom hierdie databasis en CV's ontstaan. 'n Klompie mense het my gekontak en gesê baie dankie. Hulle het van staatsdepartemente af is daar met hulle kontak gemaak en hulle is hier en daar betrek by projekte. Maar wat baie interessant is, en dis waar ek weer eens die krag van 'n gemeenskap leer ken het. 'n Klomp personeelagente het uit die bloute uit vir my gesê, hoor, wil jy nie vir my daai CV stuur nie, ons kan vir hierdie mense help werk kry. En werkgewers het my gekontak en sê, hoor, stuur vir my daai CV's, ek sal ook mense in diens neem. En hierdie proses wat hier aan die gang gekom het daartoe gelei dat geweldig baie mense, ek het mense in die strate raak geloop, dan is dit 'n pa wat vir my sê, hoorie, baie dankie vir daai inisiatief. My dogter het na sy klaar gestudeer, het nie werk gekry nie. Sy het haar CV soontoe gestuur en uiteindelik het sy 'n werk gekry danksy daai projek van jou. Maar van al hierdie stories is die mooiste storie vir my eintlik al omtrent 5 of 6 jaar na ek uit die parlement uit weg is en die webwerf al toegemaak is en nie meer bestaan het nie. Toe kry ek 'n oproep van 'n ou wat sê, weet jy man, ek het 'n besigheid. Hy vra vir my, het jy nog steeds daai webwerf en het jy nog steeds daai mense wat werk soek? Hy vra toe, het jy nog daai webwerf? Ek sê toe nee, ek is uit die politiek uit en ons het die ding toegemaak. Hy sê toe vir my, ek het 'n besigheid. Ek het 'n vervoerbesigheid en ek het 'n geweldige klomp vragmotors waarvoor ek bestuurders soek. En hoekom ek wil hê jy moet my help om mense te vind is 5 jaar gelede was ek sonder werk. Ek het geen geleenthede gehad nie. Ek het my CV soontoe gestuur en iemand het vir my 'n werk aangebied as 'n vragmotorbestuurder. En dit het so goed gegaan. Ek het uiteindelik die geleentheid gekry om my eie vragmotor te koop en later 2 en 3 en 4 en uiteindelik het ek 'n vervoermaatskappy opgebou in 5 jaar. Vertel die ou vir my, nou soek ek mense wie ek op dieselfde manier kan help. Nou, dis 'n storie dit is eintlik 'n ding wat 'n paar jaar na my uittrede uit die politiek uitgebeur het, maar is 'n storie wat na my toe terugkom en sê moenie die klein goedjies wat 'n mens probeer doen om goed te doen onderskat nie. Daai goed kry partykeer kinders en kleinkinders en dit het nagevolge. Wel, as jy die verkeerde goed doen, dan het jy nagevolge wat baie slegter is. Maar as jy die regte goed doen en as jy eerlik probeer om op 'n goeie manier mense te help, dan is daar dikwels nagevolge wat groot hoogtepunte bring. Nou, die storie van die man met sy vragmotor wat as 'n werklose begin het en uiteindelik 'n werkgewer geword het, is ook vir my een van my hoogtepunte.
Daar's ook 'n storie uit daai dae, jy het eendag van die lughawe gery op daai vreeslike pad, die N2 wat nou so mense met klippe bestook en twee weer sien, toe lê daar iemand bo op jou enjin kap. Ja, nee, hy het nie net daar gelê nie. Wat gebeur? Ek moet eintlik die hele storie vertel. Kyk, ek was nou jonk getroud en ek het op daai stadium al 4 kinders gehad en my arme vrou het by die huis gesit met die 4 kinders. So daai parlementêre salaris is nie so groot nie, so ek kan nie 2 nuwe karre bekostig nie. So vir die Kaap moes ek ek het vir R11.000 so 'n ou Mercedes gekoop. Wat my pa nog vir my hier by 'n tweedehandse handelaar, die ding het R11.000 gekos. Nou vat ek die ou Mercedes af Kaap toe, hy het aanvanklik lekker gery, maar later het hy moeilikheid en die battery. Nou parkeer ek daar op die lughawe in die Kaap en ek het altyd Dinsdagoggende vroeg gevlieg. Nou ry ek nou met die kar van die lughawe af sommer direk parlement toe. Dinsdag, Woensdag, Donderdag is ons met komitees en sittings besig en dan het ek of die Donderdag aand of die Vrydag teruggevlieg Pretoria toe. Die ou Mercedes sukkel man. Nou het ek later geleer jy parkeer daai Mercedes so nie te ver van die ramps waarmee jy nou afry uit die lughawe gebied nie. Dat ek hom net so kan 'n hupstootjie gee dat hy net kan bietjie vlam vat. En ek is daar uit daai lughawe uit en hy het nou net so gevat met die papbattery. Nou ry ek en die ding rook hier agter my, maar nou moet jy moet hom nou ref om hom aan die gang te hou. Nou ry ek daar uit en as jy so net uit die lughawe area is daar 'n bordjie Heideveld Gugulethu is die bordjie en ek onthou ek het nog die Heideveld Gugulethu bordjie gesien. En die volgende oomblik toe staan die verkeer net stil. Nou as dit vandag sal gebeur, dan weet jy dis groot moeilikheid. Kyk, daai is vandag 'n baie gevaarlike pad. 20 jaar gelede was dit nog nie so nie. Dit baie versleg. Maar die pad kom tot stilstaan, die verkeer kom tot stilstaan. Almal staan stil hier voor my en toe sien ek die verkeer het tot stilstand gekom en hier is 'n skermutseling. Dis letterlik 'n skermutseling tussen 'n klomp mense wat daar staan en beklei. En ek sien toe dis soos 'n mop, kan jy dit maar gebruik, die term gebruik, so gepepel justice, gepepel geregtigheid voorvalletjie wat daar plaasvind en hierdie ouens is besig om hierdie ou met knippels te slaan oor sy kop. En dit gebeur daar en die volgende oomblik toe hardloop die ou weg en man ek word yskoud want toe ek weer sien, toe begin die verkeer beweeg hier by my, voor my. In dieselfde asem spring hierdie bebloede man pens en potjies bo op die voorkant van hierdie Mercedes. En hy kyk vir my so deur die venster en hy sê hy bedui met sy vinger ek moet ry. Nou ek trek toe nou maar weg en ek ry en dit is soos dis een van hierdie fliektonele amper want ek nou hierdie ou Mercedes gelukkig het hy nie gestol daar. Want dan het ek ook moeilikheid gehad. Hy bring sy kant en ons trek so weg so onder hierdie manne wat met die pikstele so aangehardloop kom om hierdie ou nou nog verder te slaan. Nou ry ek, nou dag ek wel as ek so 200-300 meter aanry, dan het my passasier daarom so 'n bietjie van 'n voorgee, dan kan hy mos nou afklim en verder loop of hy kan as hy nou wil binne in klim is dit ook reg. So ek het letterlik so 500 meter aangery op die snelweg met die man wat so vir my hy sit so aan 'n 4 voet voor loer vir my so. En toe ek nou begin spoed verminder om nou stil te hou om hom geleentheid te kry om of in te klim of af te klim en weg te hardloop. Toe wys hy so vir my, nee, hy skud sy kop en hy sê, nee, ry aan. Nou toe daag ek wel, laat ek dan nou maar aanry. En ek ry toe nou maar so stadig aan, ek mens nie jaag met 'n passasier voorop nie. En die passasier het toe letterlik uit hom so op sy rug gedraai en hy het die 2 ruitveers hier so bokant sy skouers vasgemaak en sy voete so gekruis. Ek onthou ek nog daai Mercedes badge het ek so in die kruising van sy 2 voete het ek die Mercedes badge en hier bestuur ek nou maar so oor sy skouer en hy het so gelê en vasgehou en elke keer as ek 'n bietjie stadiger ry om nou te stop dan skud hy sy kop aan sê nee ry aan. Ek dacht toe wel dat ek daar by die groot skierhospitaal afry dan kan ek hom maar by noodgevalle invat, maar daar was toe op daai stadium geweldige verleggings op daai pad en daai afrit is toe vir daai rukkie gesluit. Ek kan toe nie by Groot Skuur afry nie. En toe besef ek,
Die volgende stop is letterlik jy ry in die stad in van die snelweg af en dan is die volgende stop is die parlement. Ek dink maar die polisie is daar en die polisie het kontak met die ambulanse, so ek gaan nou maar die kantoor bel en vir hulle sê hulle moet net 'n ambulans gereed kry en dit is toe gereël. Die polisie het dit gereël, het 'n ambulans, so toe ek stop by die parlement se hek. So toe het ek nou 20 km met die arme man Op jou engine kap gery. Op my engine kap 20 km en soos ek sê, hy wou nie afklim voordat hy seker is dis veilig nie en ek dink hy het toe geoordeel toe is nou by die parlement se hek kom, nou is dit veilig. Die parlement is 'n veilige plek. Uiteindelik het die ambulans hom daar weg. Nou van al my wedervarings in die politiek het nou gevra wat was die hoogtepunte. Maar selfs die hoogtepunte het nie soveel nuus gemaak soos wat hierdie voorval. Ek het 'n onderhoud op 'n stadium gehad met 'n tydskrif van Duitse veteraan Mercedes versamelaars. Pragtig hieroor. Wat hierdie storie wou hoor oor hierdie stok ou Mercedes wat hierdie beseerde man vervoer het. Maar 'n juweeltjie die volgende dag in die arbeidskomitee. Ek was ook lid van die arbeidsportefeulje komitee. Was daar een van die ANC-lede voordat die komitee vergadering begin, dan is daar nou tyd vir vermelding in lief en leed en die tipe van goed. En die een ANC-lid daar is 'n ou in 'n rolstoel, Joseph Mzondeki. Maar 'n baie spitsvondige ou, ek het hom altyd baie geniet. En toe dit tyd is vir die vermelding, steek Joseph sy hand op en hy sê vir die voorsitter, Chairperson, I just want to mention our colleague, Honorable Spies, and I want to commend the fact that he has become so progressive. He said, in the apartheid days we had to sit on the back of the bakkie. But Mr. Spies is so progressive, he allows us to sit right in front. Nou, dis toe 'n groot geskater en 'n groot gelag daar. Maar ja, dis die hele storie. Ek het uiteindelik toe gehoor dat die ou is toe opgeneem, die ambulans het hom weggeneem, hy is toe behandel en hy is later ontslaan. Hy het beweer dat hy 'n selfoonhandelaar was, hy het 'n sak vol selfone by hom gehad. Maar dit klink vir my of die gepepel groepie wat hom nou so getimmer het, onder die indruk was dat hy die selfone gesteel het. En toe is dit nou letterlik een van hierdie voorbeelde van gepepel geweld wat hulle sou seker die arme man doodgemaak het as hy nie weggekom het nie, maar hy het daarin weggekom. Wil jy's weg uit die politiek omdat die leier van die VF+ daai tyd Dr Pieter Mulder adjunkministerspos aanvaar het in Zuma se tyd. Jy het nou nog genoem Pieter Groenewald is nou in die regering van Nasionale Eenheid. Is dit nou meer aanvaarbaar as die VF+ in die regering van Nasionale Eenheid is? Ek ondersteun die konsep van die regering van Nasionale Eenheid baie sterk en ek dink die meerderheid van ons kiesers en dit is van al die partye, meerderheid ANC kiesers, meerderheid DA kiesers, meerderheid VF+ kiesers wil graag sien dat hulle leiers deel van die regering vorm. So die konsep van uiteenlopende partye wat saamwerk en iets goeds tot stand bring is 'n konsep wat ondersteun word deur die kiesers. En daarom ondersteun ek die feit dat die VF ook deel is van die regering van Nasionale Eenheid. Wat wel belangrik is as jy in die regering van Nasionale Eenheid sit, is dat jy nie moet afstand doen van jou beginselgrondslag nie. Daar behoort 'n koalisie ooreenkoms te wees want die regering van Nasionale Eenheid is eintlik maar 'n koalisie. Nou, die koalisie ooreenkoms moet nagekom word. Daar moet ooreenkomste wees oor beleid. Daar moet 'n ooreenkoms wees oor hoe word buitelandse beleid hanteer. Daar moet ooreenkomste wees oor die ekonomie en regulering en die toekoms en wat maak ons met Starlink wat graag in Suid-Afrika wil investeer, maar nie swart is nie. Gaan ons hulle ongelukkig is daai ooreenkomste nie bereik nie en die grond, dis 'n leemte in die grondwet. Ons besef dit nie, maar die grondwet het tydskale. Daar moet binne 'n sekere tyd nadat 'n verkiesing plaasvind, moet die president verkies word. Dit het voordele, maar die nadeel daarvan is dat dit die tyd vir die saamstel van duursame koalisies geweldig kort maak. Binne 2 weke moet jy 'n ding aan mekaar slaan en dan moet jy al die goed uitpraat wat uitgepraat moet word. En dit skep bepaalde probleme. So die groot uitdaging van die regering van Nasionale Eenheid op die oomblik is dat ons het 'n regering van Nasionale Eenheid wat 'n koalisie regering is,
maar ons het 'n koalisieregering waarin die ANC is die senior vennoot, byvoorbeeld wat buitelandse beleid betref en wat ekonomiese beleid betref, eintlik sy eie agenda nougeset dryf en eintlik op 'n siniese manier dink wat die ander partye in die regering van nasionale eenheid is baie lief vir die jobbies wat hulle hier het, hulle gaan nie dit sommer net prys gee nie. En dan is die ANC geneig om eintlik roekeloos op te tree en Ramaphosa sal gaan in die Bella-wet onderteken of die inwerkingstelling van die Bella-wet afkondig, terwyl hy weet dat sy vennote nie ten gunste daarvan is nie. Of hy sal die onteieningswet gaan onderteken, terwyl hy weet dis omstrede. En dit is 'n groot deel van ons probleme. En daai tipe van roekeloosheid waarmee daar omgegaan word, is 'n probleem wat na gekyk moet word vorentoe. Wat ek geweldig waardering voor het, is die wyse waarop Pieter Groenewald sy portefeulje hanteer. Ek het nou dit as 'n voorbeeld gebruik van hoe 'n mens behoort te maak as jy dan nou burgemeester word of wat ook al. Pieter Groenewald het vir my, anders as die ander lede van die regering van nasionale eenheid, het hy nie geskroom om sy eie idee-raamwerk ook in sy portefeulje af te druk nie. Hy het omstrede goed gesê. Hy het byvoorbeeld gesê, jong, ons het soveel jeugmisdadigers, hulle word in die tronke opgeneem en hulle word groter kriminele in die tronke. Moet ons nie liewer lyfstraf weer oorweeg en vir die ou 6 oue met 'n rotting gee en huis toe stuur en hoop hy doen nie weer wat hy gedoen het nie, as om hom nou te stuur na 'n tronk toe wat eintlik 'n universiteit van misdaad is. Nou dis baie omstrede. Die woke mense en die lefties hou niks daarvan nie. Maar dis 'n geldige punt. Dis 'n punt wat 'n mens weer oor moet praat. En dit kom uit 'n idee-raamwerk wat totaal verwyderd is van die ANC se idee-raamwerk. Maar Groenewald was nie bang om dit op die agenda te sit en 'n debatspunt daarvan te maak nie. Dit sê nie ons gaan nou lyfstraf kry of ons moet lyfstraf kry nie, maar ek dink 'n minister vanuit 'n oppositieparty moenie bang wees of skroom om die goeie idees wat eie is aan die idee-raamwerk waarvan hy kom, op die tafel te sit en eintlik die hele debat te verryk daarmee nie. Ek vind dit ongelukkig met van die ander lede van die regering van nasionale eenheid nie. Van die ander lede van die regering van nasionale eenheid kry mens dikwels die idee dat hulle die ANC-ideologie net so hulle eie gemaak het en dit net probeer beter en met minder korrupsie toepas as wat die ANC dit doen. En dis 'n probleem, want die ideologie van die ANC, die sosialistiese ideologie, is 'n gevaarlike ideologie. Dis 'n ideologie wat ekonomie vernietig. Dit is 'n ekonomie wat nie rykdom versprei nie, dit versprei armoede. En dis 'n ideologie wat nog in elke land waar dit toegepas is, groter ellende gebring het en nie groter ekonomiese groei nie. So ons moet wegkom van daai kompleks af, dat ons deel raak van 'n regering van nasionale eenheid en net eenvoudig die ANC se agenda ons eie maak. Ek dink Pieter Groenewald het dit goed reg gekry. Hy onderskei homself as 'n minister en dis hoekom ek sien meningspeilings en goed wat vra wie is die opposisie lid of die minderheidsparty lid in die kabinet wat jou die meeste beïndruk, dan wen Pieter Groenewald baie ver. Ek dink dis omdat hy getrou bly aan dit waar hy vandaan kom en daarmee saam sy werk wat hy het om te doen, goed doen en nou gesê doen. So met dit as uitgangspunt is ek ten gunste van deelname in die regering van nasionale eenheid. 16 jaar gelede was ek skepties oor die adjunkministerskap, want ons moet onthou daai tyd was die ANC baie sterk. Dit was die sterkste, dit was aan die einde van die Mbeki era. Dit is aan die einde van die era waar daar ekonomiese groei was, waar dit eintlik relatief goed gegaan het in die land en die ANC het baie goed gedoen. Hy het meer as 65% van die stemme gekry. Eintlik danksy die goeie werk wat onder die Mbeki bewind gedoen is. Maar toe Zuma daar, die Zuma wat ons nou ken met al sy gebreke is toe nou daar. En Zuma wil graag geloofwaardigheid gee aan sy eie rol en toe hy en ons moet onthou dit was nie net die 4+ wat deel was van daai poging nie. Dr. Pieter Mulder het 'n adjunkministerspos gekry, maar Tony Leon het 'n ambassadeurspos gekry. Sandra Botha het 'n ambassadeurspos, Douglas Gibson het 'n ambassadeurspos gekry. So dit was deel van 'n breë ding om eintlik die oppositie, en ek het daai tyd gevoel, maar terwyl die ANC so magtig is en hulle in elk geval gaan doen wat hulle wil doen, moet 'n mens nie toelaat dat ons gekoopteer word in 'n regering in nie. Dit was die debatspunt wat ons intern daar gehad het. Maar, en dit is 'n tweede baie belangrike maar. Ek het net nou vir jou gesê toe ek wegstaan uit die politiek uit.
het ek 'n bietjie perspektief gekry, ek het 'n bietjie afstand gekry. En ek het Pieter Mulder goed geken en ek het nog hom steeds goed geken in die 16 jaar sedert ek daar weg is. En wat ek vir jou kan sê is hy het getrou gebly aan wat hy glo. Hy is nog steeds net so betrokke by elke inisiatief wat hy betrokke by was voordat hy adjunkminister geword het. Hy het dit ook nie prys gegee ter wille van daai adjunkministersposisie nie. So met die wysheid van nabetragting is ek was daai tyd daarteen gekant. Ek kan nie dit ontken nie want ek is in die media aangehaal daaroor. Maar met die wysheid van nabetragting dink ek dat dit nie die skade gedoen het wat ek gedink het dit sou doen nie. En die VF+ het daardeur gekom en in 2019 'n besonder goeie verkiesing gehad. Hoopelik het ons in 2026 nog beter verkiesing en in 2029 nog beter. So daai stryd gaan voort. Willie, jy het nou so 'n paar hofsaake genoem, onder andere die naam van Pretoria en die Zimbabwe saak. Ek wil so vlugtig net hoor, die Zimbabwe saak met die Zimbabwese boere, jy het ook nog gepraat oor ideologie wat eintlik maar daar weggejaag is van hulle plase af weens ideologiese dinge en ideologiese beskouings. Maar jy het eintlik baie reg gekry met daai saak, al gaan dit nog aan, ons sal nou hoor hoe dit aangaan, maar jy het dit reg gekry dat daar eiendom verkoop word van die Zimbabwese regering. Ja, dit was nogal 'n unieke situasie. En dit was vir my so ietsie wat ek graag wou regkry as deel van hierdie projek van my om met burgerregte litigasie besig te wees. Ek moet dalk net vinnig sê oor die Zimbabwe boere. Hulle het in 2008 en ek was nie daarbey betrokke nie. Dit was heeltemal onafhanklik van my af. Het hulle 'n groepie boere na die SAOG tribunaal gegaan in Windhoek. En die SAOG tribunaal is 'n internasionale menseregtehof wat gestig is vir die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap om grensgeskille tussen lidstate en die tipe van goed te hanteer, maar ook om toe te sien dat die protokols van die SAOG nagekom word en daai protokols bevat 'n verbintenis tot menseregte, 'n verbintenis tot the rule of law soos hulle in Engels sê, tot die oppergesag van die reg. En aan die hand daarvan het die regspan van daai groepie boere dit reg gekry om die SAOG tribunaal te oortuig om self uit te spreek oor Zimbabwe se grondhervorming of grondgrypskema. Ek wil dit nie grondhervorming nie, dit was letterlik net 'n konfiskering van grond sonder vergoeding, onteiening sonder vergoeding. Nou die uiteinde van daardie hofsaak is dat daar 'n bevinding gemaak is dat die Zimbabwe grondgrypprogram is onwettig, dat dit strydig is met menseregte en dat dit rassisties was. En dit is eintlik 'n absolute mylpaal in die Afrika regsgeskiedenis dat 5 Afrika lande se regters hulle uitgespreek het oor wat in Zimbabwe gebeur het en eensstemmig daaroor was dat dit rassisties en onwettig is. Zimbabwe het hom nie gesteer daaraan nie en daar was toe 'n opvolg minagtingsproses wat so in 2009 voor die tribunaal was en daar het 'n kostebevel uit voortgesprei. En daai kostebevel is 'n kleinerige bedragie, dit was $150,000 of iets van die aard. En die kleinerige bedragie kon gevorder word. En ons het toe met die advokate met wie ons daai tyd kontak gehad het, wat betrokke was aanvanklik, is 2 bekende advokate, Jeremy Gauntlet en Frank Pelser, het toe gesê, maar hulle dink ons moet hierdie bevinding van die SAOG tribunaal in Suid-Afrika laat registreer by ons howe as 'n hofbevel ook van die Suid-Afrikaanse howe. En ons het toe dit gedoen hier in 2010 in die Pretoria se hof. Nou, die ding het 'n lang pad geloop van 2010 uiteindelik tot 2015. Maar die uiteinde was dat vroeg in 2015 het die konstitusionele hof nadat hierdie ding deur die hele proses, die Hooggeregshof, die Hoogste Hof van Appel en die konstitusionele hof geloop het die konstitusionele hof die afdwing van daai bevel hier in Suid-Afrika bekragtig en dit beteken dat ons daai kostebevel kon uitvoer. En toe het ons die biljet gestuur en die biljet het beslag gelê op 'n Zimbabwese eiendom in Kaapstad en ons het dit verkoop op 'n veiling. Dit was nie dit het nie 'n duik gemaak, nie 'n druppel in die emmer van wat die boere van ontneem was nie.
Maar die dankbaarheid wat ek by daai Zimbabwe boere gesien het wat gesê het, maar vir die eerste keer het daar ietsie van geregtigheid het hulle sien gebeur. Alles wat hulle gehad het is van hulle weggeneem. Ons het een eiendom van die Zimbabwe regering op 'n publieke veiling verkoop en ons het daarmee 'n boodskap uitgestuur dat daar sal gevolge wees as geregtigheid nie geskied nie. Dit het moreel vir daai boere geweldig baie beteken. Is die geveg al gewen, is nog glad nie gewen nie. Dit is 'n lang uitgerekte storie. Die Zimbabwe regering is bankrot enerzijds en anderzijds is die diefstal wat onder Mnangagwa plaasvind nog groter waarskynlik as onder Mugabe. Die geld wat die land het word letterlik gebruik vir absolute luukse lewenstyle van die politici en almal wat daarmee gepaard gaan. Hulle kom nie hulle verbintenisse om kompensasie of vergoeding te betaal na nie. En daai stryd duur voort en ons het nou al 'n verskeidenheid hofsaake aangepak daaroor. Ons stel iets in die vooruitsig om ook die politieke ingrype wat daar gekom het. Die politici het gegaan en die SAOG tribunaal gaan ontbind. Ons ondersoek nou die moontlikheid om in 'n hof, in 'n geskikte hof, die leiers van die SAOG weer in die hof te daag en te sê jy kan nie dit doen nie. Jy kan nie 'n hof wat teen jou beslis gaan afskaf nie. Daai hof moet herstel word, hy moet menseregte bevorder en hy moet die rule of law in hierdie substreek bevorder en daai stryd sal voortgaan en ons hoop om binne die volgende paar maande daarmee aan die gang te kom. Maar dit is 'n kort storie, dis hoe ons die Zimbabwe regering en dit is, ek het daai tyd het ons dit in ons mediaverklaring gesê en ek dink dit is nog steeds so. Dis waarskynlik die eerste keer dat 'n bevinding van 'n menseregtehof lei tot 'n fisiese sanksie waar daar eiendom van 'n bepaalde staat op beslag gelê word en op openbare veiling verkoop is. Baie mense se kritiek op die internasionale geregshowe en internasionale menseregtehowe is dat dit howe is wat uitsprake lewer wat eintlik maar net van akademiese belang is, want dit kan nie uitgevoer word en daar is nie gevolge nie. Ons het met hierdie saak gewys, dit kan gevolge hê as mense dit slim doen, doelgerig doen en as die politici nie inmeng en die howe tot niet maak nie, dan kan jy eintlik beleidsveranderings bewerkstellig deur suksesvolle hofaansoeke en dit was vir ons 'n groot ding. Wil jy 'n ander hofsaak wat baie aandag getrek het wat nou nie so suksesvol geëindig het nie, was die Kiel de Boer saak om dit tot haatspraak te verklaar. Daar was allerhande kritiek geweest dat dalk vir Mark Oppenheimer was die verkeerde advokaat, die van verkeerde line of argument en so aan. Maar op die ou end het die Grondwethof besluit of die konstitusionele hof dit is nie haatspraak nie. Ja. So is daai nou verby. Kyk, daar is dis nie so eenvoudig nie, want dit was nie die enigste uitspraak oor hierdie tipe van retoriek nie. Daar was ook 'n uitspraak in 2010 by nog 'n saak waarby ons betrokke was. Nou dit het nie oor die Engelse Kiel de Boer, Kiel de Farmer gegaan nie, dit het oor 'n liedjie gegaan, Dubula Ibunu is die woorde, maar wat nou maar die Zulu woorde vir skiedie boere is. Daardie saak het in ons guns geloop. Dit is tot haatspraak verklaar en toe die ANC daai tyd en Julius Malema geappeleer het teen daai uitspraak, toe die Hoogste Hof van Appel die partye gestuur om te medieer. En daar's toe by wyse van mediasie tot 'n ooreenkoms gekom dat die ANC en Julius Malema en AfriForum en die TLI-SA wat die partye was, hulle self daartoe so verbind om hulle ondersteuners aan te moedig om hulle te weerhou van die gebruik van liedere wat eintlik verdeling in die samelewing werkstellig. Daai ooreenkoms bestaan nog. Hy is nie gerepedieer nie, hy is nie gekanselleer nie, hy is nie tot niet gemaak nie, hy is ook nie tot niet gemaak deur hierdie bevinding van die konstitusionele hof hier nie. En ek dink iewers in die toekoms op die regte stadium sal 'n mens Malema voor 'n hof moet kry oor die feit dat hy daar party was tot 'n ooreenkoms waar hy hom daartoe verbind het om nie strydliedere te sing op 'n manier dat dit mense seermaak of aanstoot gee of alles wat daarmee gepaard gaan. So daai geveg is ook nog nie heeltemal verby nie. Die konstitusionele hof se uitspraak oor Kiel de Boer was baie spesifiek oor daai spesifieke struggle song en het daaroor gegaan dat die hof bevind het dat ons nie die struggle verlede moet minag en dit uitvee nie. Nou ons wil nie die struggle verlede uitvee nie, ons wil nie die legitimiteit van die struggle ontken nie,
Maar ons wil graag 'n land skep waarin mense met mekaar kan saamwerk en waar verskillende gemeenskappe eintlik op 'n opbouende manier sterker word en groei en ontwikkel. So ek dink dit is nooit die einde nie. Daar was sedertdien nog 'n haatspraaksaak wat teen Julius Malema gegaan het. En wat ek in die regswêreld gesien het, een hofsaak wat jy verloor is nooit die einde van 'n stryd nie. Daar's altyd 'n nuwe invalshoek, daar's altyd 'n nuwe manier om na 'n ding te kyk. En daar's altyd goeie dinge wat gebeur, selfs ten spyte van hofsaake wat tot niet gaan. Ek dink met tyd sal Malema ook groot word. En met tyd gaan hy ook leer dat dit nie die pad is om te loop nie. Hoe hy dit gaan leer sal ons moet sien, of hy dit by die stembus leer, of die kiesers om dit leer, en of hy doodgewoon net volwasse en groot raak en besef, dit is nonsens wat hy hom nie meer moet bemoei nie. Maar mense is interessante goed, mense verander, mense kan ten kwade verander, maar mense kan ook ten goede verander. En ek wil nooit my geloof in daai moontlikheid van mense wat ook ten goede kan verander, en wonderwerke wat kan plaasvind. Ek wil nooit my geloof daarin verloor nie, en daarvoor sal ek werk, en daarvoor gaan ek bietjie in die politiek kyk of ons iets kan regkry. Net kortliks gesels oor Pretoria FM. Jy het dit gevat van Radio Pretoria na 'n baie soort van meer moderne stasie wat Pretoria FM is. Ja, dit was 'n wonderlike voorreg. Eintlik vir 14 van die 16 jaar wat ek uit die politiek uit was ek bevoorreg dat hierdie verantwoordelikheid vir my gegee is om daar iets te probeer doen. Dit het moeilik gegaan 15 jaar gelede toe ek betrokke geraak het. Die radio was by 'n bestaanskrisis op daai stadium. En ons moes bietjie vir bietjie aanpassings maak. Enige ding wat presies dieselfde bly. Die feit dat 'n ding presies dieselfde bly soos wat tyd aangaan is eintlik 'n aanduiding dat hy nie meer leef nie. So verandering is nodig, verandering is noodsaaklik, en verandering ter wille van verandering is nie goed nie, maar verandering ter wille van verbetering is noodsaaklik. En dis maar die filosofie wat ons by die ou Radio Pretoria gaan toepas het, en uiteindelik die radio laat ontwikkel het tot by Pretoria FM, 'n radiostasie waarop ek trots is, en mense waarop ek trots is, en wat ek dink 'n gerekende speler in die wêreld hier is. Ek dink nie daar kan net een radiostasie wees nie. Daar moet, soos wat daar verskeidenheid, 'n hele spektrum van smake is en 'n hele spektrum van idees, is dit vreeslik belangrik dat daar ook 'n spektrum van radiostasies, spektrum van keuses is waarmee mense kan luister. En vir my was dit lekker om hierdie projek te kry, om van hierdie een unieke instellingkie wat geskep is deur mense wat net geloof en drome gehad het. Geloof, drome en ou SAIK toerusting. Daai drie goed het hulle gegaan 'n radiostasie gebou, en is lekker om te sien hoe dit nog steeds voortgaan. Wil jy in 'n neutedop, jy het nou nog gepraat van AfriForum en Solidariteit wat groot kliënte van jou is, maar ander twee interessante kliënte van jou, Paul O'Sullivan wat nou weer in die nuus is, wat 'n kliënt van jou was, maar ook Twatterbaas wat eintlik tot 'n baie groot soort van debat, openbare debat gelei het, en soort op Lourensa Eckart se program, en dit duik nou nog op daai debat wat daar was. Ja, ons betrokkenheid by Twatterbaas was baie beperk geweest. Ons het hom maar net gehelp om die media navraag te hanteer. Hy is 'n oulike gastehuis-eienaar, hy het op 'n plaas gebly, hulle die plaas verkoop, en hy het in 'n gastehuis gaan bly. Hy loop met die vrese waarmee elke persoon wat op die platteland bly loop, en dit is die vrese van persoonlike veiligheid. En hy het daai vrese verwoord deur middel van sy X-rekening en deur middel van sy plasings, en dit het geweldige trefkrag gehad, en dit het uiteindelik selfs mense soos Elon Musk bereik. En die media, en ek moet nou spesifiek News24 dan noem, het gedink dis iets wat nou doodgedruk moet word. Nou, dit maak nie vir my sin nie. Die media se werk is juis om inligting te deel, en die deel van inligting. Die media se werk kan nooit wees om sekere mense te begin sensureer nie, selfs al hou jy nie van wat daai mens sê nie. Jy kan berig wat die ou sê, en laat die mense wat jou publikasie lees dan oordeel of hulle hou van hierdie mense en of hulle nie hou van die mens nie, of hulle hou van die goed wat hy sê en doen en of hulle nie daarvan hou nie. Maar om
die rol van 'n supersensor te begin speel om te sê sekere goed mag jy tweet en ander goed mag jy nie tweet nie. En dan nog tot 'n verdere stapie te gaan en dit is wat op daai wat Twitterbaas betref vir my belangrik was om dan te begin beweeg in 'n rigting waar jy die identiteit van hierdie mens bekend maak en hom letterlik ook uitlewer aan 'n mob, om die term weer eens te gebruik, van mense wat net eenvoudig woedend reageer met doodsdreigemente, met die lelikste vorme van intimidasie. Dit is nie die media se werk nie. En ek staan en val daarby doxing en wat met Twitterbaas gebeur het, kom neer op doxing. Dit is nie reg nie. Ons het hom probeer bystaan in daai proses en gelukkig het die meeste stof daar rondom gaan lê. Wat Paul O'Sullivan betref, Paul het ons by betrokke geraak. Ons firma het hom gehelp met 'n totaal van 8 strafsake waar die staat hom oor allerlei onbenullighede aangekla het. En dit was gewoonlik mense wat aan die ontvangkant van sy forensiese ondersoeke is. Mense wat verdink word van korrupsie, verdink word dat hulle oneerlik optree, verdink word dat hulle verkeerd by hulle werkgewers opgetree het. En dan is Paul O'Sullivan die privaat ondersoeker wat nou hulle optrede ondersoek namens 'n kliënt. En die storie word dan omgekeer en dan word die goed wat hy doen word geklee in die kleed van beweerde misdade. Soos as Paul O'Sullivan byvoorbeeld 'n persoon gaan oplaai by sy kantoor en sê, hoorie, ek gaan jou na my kantoor toe vat dat jy 'n verklaring kan maak en dan gaan ek jou terugbring. Dan word daai aksie van om die persoon op te laai na jou kantoor toe te vat en weer terug te bring. Sê hulle maar dit was teen die persoon se sin, dit kom neer op ontvoering, dan kla hulle hom aan van ontvoering. Of as hy sê, hoorie, jy moet die waarheid praat, anders gaan jy in die moeilikheid kom, dan sê hulle nee, maar dit is afdreiging. So die klagte is tipies wat teen Paul O'Sullivan, hierdie 8 sake wat ons moes hanteer, teen massiewe koste, was gewoonlik ontvoering, want hy het mense opgelaai om te vat, om verklaringe by sy kantoor af te lê en dan weer terug te neem, en afdreiging. Daai 2 klagtes het herhaaldelik opgeduik. En in al 8 van hierdie sake het ons met die advokate wat ons aangestel het ons onskuldig bevindings of terugtrek van die klagte of ontslag bewerkstellig. Hy is nie op een van daai enkele goed skuldig bevind nie, maar ten spyte van die feit dat hy uiteindelik nie aan een van hierdie goed skuldig bevind is nie, het die polisie op die mees dramatiese maniere teen hom opgetree. Een dag was hy op 'n vliegtuig op pad Ierland toe om by sy familie in Ierland te gaan kuier. Dit was in die tyd toe hy met Dudu Myeni, wat ook 'n groot skurk was, wat intussen oorlede is, toe hy gekrap het in die skelmstreke waarmee sy en Zuma besig was. Die polisie het hom letterlik van die vliegtuig op die lughawe afkom haal, ten aanskoue van almal op die vliegtuig daar uitbegelei, oor 'n onbenullige kwessie rondom hy het 2 paspoorte en hy het die verkeerde paspoort laat stempel toe hy uitgegaan het. Maar hierdie geweldige vernedering waar die man gestuur is, oor onbenullige klagtes. Hy het een middag hier by my kantoor in Kloofsig sit en konsulteer en ek sien hy is so gestres en hy sê vir my, hoorie, die polisie gaan my kom arresteer. Ek sê, nee man, hoe kan hulle jou nou, dit is nie deel van my wêreld nie, jy weet. Hoe sal hulle jou kom arresteer? Maar hy is so onrustig en toe hy uiteindelik die middag so net na 6 uit my kantoor uitstap, gaan ek terug en ek gaan doen nog 'n bietjie werk agter my lesenaar. Volgende oomblik klop iemand aan my voordeur. Toe sit die buurman. Toe sê hy, hoorie, hier was 'n ou wat nou net by jou gekonsulteer het. Ek weet nie of jy gesien het nie, maar hier om die hoek was 'n hele weermag van polisiemanne gewees. Dit is omtrent 20 hoëspoed voertuie en hulle het hom gearresteer. Ek hardloop daar uit. Toe is dit letterlik die spesiale taakmag. Ons ken nou die polisie se spesmagte staan bekend as die spesiale taakmag. Dis 'n hele kontingent van die spesiale taakmag wat vir Paul O'Sullivan kom arresteer oor misdade, beweerde misdade waaraan hy uiteindelik in alle opsigte onskuldig bevind is. Hy's 'n ou man van diep in sy 60s daai tyds gewees. Hy's nou al verby 70. Hy het 'n rugbesering gehad
En hierdie taakmag polismanne met hulle R5 gewere en koelvaste baadjies oorrompel hom daar en druk hom daar in 'n voertuig uit en gaan sluit hom toe. Ons het daai selfde aand 'n dringende aansoek gebring en daai selfde aand het ons 'n bevel gekry dat hy vrygelaat moet word. Paul O'Sullivan is 'n unieke persoonlikheid en hy doen goeie werk. Hy's 'n aktivis vir geregtigheid, hy's 'n aktivis teen korrupsie. En as jy 'n aktivis teen korrupsie is, dan het jy vyande. En ons het die slegste van wat in 'n land kan gebeur, het ek self persoonlik aanskou in die wyse waarop hierdie man geboelie is. Dit was in die tyd toe Paslani nog die kommissaris van die polisie was. Ek sien Paslani is besig om te getuig voor die kommissie in die parlement. Waar mense wat in magsposisies is, hulle magsposisie misbruik, nie om te sê wat is reg en wat is verkeerd nie, maar om te vra wie bedreig my posisie waarin ek besig is om te steel en myself te verryk en dan daai persoon te na te kom. So ek het vir Paul O'Sullivan opgetree. Hy is nog steeds 'n kliënt van my. Hy's 'n moeilike kliënt, maar ek is trots om te sê hy's 'n kliënt van my. Willie, ek moet 'n klip in die bos gooi. Jy was baie jare lank 'n rubriekskrywer vir Beeld en daar het uiteindelik 'n boek verskyn ook eie rigting. En daar's 'n rubriek wat my opgeval het en dit was dat jy baie loyale en 'n groot gereformeerde kerk lidmaat is. En nou is die doppers weer in die nuus met die vroue en ouderlinge en predikante en diakens en spesiale ampte. Of wat is jou mening daaroor? Dis bitter moeilik om mense uit te spreek oor wat mense wat almal lief is vir die Here en lief is vir die Bybel. Hulle kom tot gevolgtrekkings oor hoe hulle die Bybel verstaan. En baie keer verskil daai gevolgtrekkings om dan dit in die media en in die groot klok of onder 'n soeklig te ondersoek is bitter moeilik, want ek weet hoe belangrik dit vir albei kante van daai debat is om die antwoorde in die Bybel te gaan soek. My persoonlike mening oor die vrou in die amp is dat ek respekteer albei die sieninge, albei kante van die debat. Ek is wel hartseer dat dit op die spits gedryf is. 'n belangrike element van die gereformeerde kerk filosofie is dat elke plaaslike gemeente is volledig kerk en elke plaaslike gemeente moet homself rig volgens die Bybelse voorskrifte, volgens die kerkordes en alles wat daarmee gepaard gaan. En ek dink ek sou nie as buitestander ondersteun ek nie 'n gedagte waar gemeentes wat sekere dinge anders sien uitgesluit word uit 'n breër verband nie. Ek dink dit is 'n hartseer dag en ek dink dis 'n debat waaroor die antwoorde nie altyd 100% klink klaar is nie. Ek het goeie teologiese argumente aan albei kante van hierdie debat gesien. Terwyl daar goeie teologiese argumente vir beide kante van die argument is, dink ek dit is voortydig om dan 'n streep te trek en te sê voor 'n sekere datum moet sekere dinge gebeur. Ek dink dit is jammer. Waarop is jy trots? Ek's trots op my kinders. Ek is so trots op my kinders en eintlik trots is 'n lelike woord. Trots is eintlik nie 'n die Engels woord pride het ook 'n klomp ander. Trots is 'n gevaarlike woord. Ek is dankbaar. Ek is geweldig dankbaar oor die kinders wat ek gekry het. Ek is geweldig dankbaar oor die vrou wat ek het en die familie wat ek het en die gesin waarin ek gebore is en ek is dankbaar oor die geleenthede wat ek gekry het. My pa en ma moes 'n groot gesin met beperkte hulpbronne groot maak en deur die universiteit kry en hulle het dit gedoen. Vir my was dit weer makliker. My kinders kon deur die skool kom. 2 van hulle is klaar deur die universiteit, nog 2 is besig met die universiteit. En hulle maak my trots as ek kyk wat hulle reg kry en hoe hulle op 'n vars nuwe manier na dinge kyk en ook hulle koppe stamp hier en daar, maar aan die ander kant ook wonderlike suksesse bereik in wat hulle aanpak. So dit maak my trots en dankbaar. Meer dankbaar as trots, ja. En spyt, is daar iets waaroor jy spyt is? Ek is meeste van die tyd wanneer ek spyt is oor iets is as ek te vinnig gepraat het.
Daar's 'n Bybelversie wat sê jy moet 'n wag voor jou mond plaas. En daai Bybelversie wat sê jy moet 'n wag voor jou mond plaas, sê dat dit wat uit jou mond uitkom kan vuur aan die brand steek. En ek het in my lewe al gesien hoe dit kan gebeur. En dis 'n boodskap wat ek nog eendag vir Julius Malema se wil gee. Mens besef nie dat dinge wat jy sê, dinge wat jy kwytraak, letterlik vuur aan die brand kan steek nie. Hier en daar is ek al spyt oor dinge wat ek gesê het, maar ek is ook weer eens dankbaar oor die werklikhede van vergifnis en van goedheid en van dinge om tog maar weer terug te keer na wat goed en rustig is. Meeste van die goed wat ek spyt oor was, het met die tyd tog maar reggekom. Wat verveel jou of wat is vir jou oneindig oninteressant? Routine. Ek is glad nie 'n routine mens nie. Alhoewel ek goed besef hoe belangrik routine is my eerste paar jaar as prokureur het ek as 'n aktevervaardiger, suiwer aktes prokureur gewerk, waar jy elke dag so tussen 9:00 en 11:00 in die aktekantoor was. Tussen 11 en 5 het jy aktes geteken en die volgende dag het jy dieselfde gedoen. Nou, dit was vir my sieldodend. Ek kon dit nie uitstaan nie. En ek dink dis routine, daai om elke dag dieselfde werk te doen. So ek het baie respek vir mense wat dit kan doen. En meeste mense wat met routine werk is gewoonlik baie meer suksesvol as die van ons wat so all over the place is. En hulle besig hou met 'n klomp goeters te gelyk. So routine is baie goed, maar dit frustreer my baie keer 'n bietjie. Willie Spies, of soos jy in die parlement gekend gestaan het, Honorable Spice. baie dankie dat jy tyd ingeruim het om vandag te gesels. Dit was baie insiggewend. Baie dankie. Dankie Pieter, dankie vir die geleentheid. Ek waardeer dit regtig. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.